Goeiemôre Suid-Afrika, die 11de April en 1400 Suid-Afrika tyd teen die tyd van hierdie berig wat ek uitbring oor die Ukraine War. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV. Regstreeks hier uit Portland uit vandag in Tennessee. So vandag is die groot dag, die samesprekings tussen Iranse delegasie en die Amerikaanse delegasie wat nou deur vice-president Vance gelei word vandag. En vandag gaan ons nou sien wat regtig agter die skerms aangaan. Want die Iranse regering, wat publiek, maak hulle nog steeds groot aansprake oor hoe hulle alles beheer en hoe hulle nie gaan toegee in Amerika nie, maar gewoonlik agter die skerms is dit hele teenoorgestelde saak. Maar ons sal nou vandag sien of daai teenoorgestelde saak staan of nie. Want president Trump het baie duidelik gemaak vir hulle. Daar's paar dinge wat hy nie gaan aanvaar nie en daar's 'n rooi lyn. Hy gaan nie aanvaar dat hulle enige moontlikheid het om 'n nukleêr wapen te bou nie. Ons weet hulle sit tans met 'n hele klomp pond verrykte Iran wat al teen 60% verryk is en hulle probeer dit teen 90 kry om 'n atoombom te bou. Daai Iran is klaar sterk genoeg vir 'n dirty bom. En jy het definitief nie 60% verrykte Iran nodig vir kragstasies en die tipe van ding wat hulle claim hulle daarvoor het nie. So dis die een ding, hy gaan nie toelaat dat hulle Iran bou en dat hulle kan voortgaan om 'n atoombom te bou nie. Hy gaan hulle nie toelaat om die Strait of Hormuz hostage te vat en vir hulle tolhekke aan te sit nie, want dit is internasionale waters. Dis die tweede ding. En die derde ding is, hy gaan nie toelaat dat hulle voortgaan om wêreldterrorisme te befonds en terrorisme te bedryf en die vermoë het om hulle bure heeltyd te bedreig nie. So dis die groot dinge, die groot drie dinge wat hulle vandag gaan op fokus. President Trump intussen, soos ek gister al in 'n paar dae terug gesê het, hulle het die Amerikaanse weermag is net in posisie waar ons was voor die skietstaking gekom het. Hulle is besig om obviously te doen wat hulle moet doen, maintenance op vliegtuie, op kanonne, op al die tipe van ding, ammunisie te laai, fuel te laai en alles. En hulle is gereed om enige tyd wanneer die president so sê 'n massive strike op Iran te sit as dit nodig is. So, hopelik is dit nie nodig nie. Hopelik kom hierdie klomp Arabiere, hierdie radikale moslems tot hulle sin en kom agter dat hulle is besig met 'n losing battle hierso. Oor die ander ding wat president Trump ook gesê het, ek het dit klaar gepraat, is van die Strait of Hormuz. Hulle weet, Iran weet, Amerika kan daai stryd met geweld oorvat en hom oophou. Hulle weet dit. Soos ons al bewys het die laaste 5 weke hoe Amerika met geweld die hele Iranse weermag vernietig het. So daai ouens weet dit, maar hulle speel vir tyd bietjie. Hulle retoriek wat hulle in die publiek uitsit en in die media is vir die benefit van hulle populasie. Hulle wil nog steeds sê die populasie moet dink hulle is in charge en dreigement, die populasie dreig dat hulle nie opstaan teen hulle nie. Want dis al wat hulle oor het. Dis gewoonlik wat 'n losing side in oorlog maak. Hulle sit hierdie propaganda uit, allerlei propaganda om hulle self in plek te hou. Amerika het nie nodig om propaganda of liegstories uit te sit nie. Ons is baie duidelik, president Trump het dit duidelik gemaak. As jy nie tot 'n skikking kom nou nie, dan gaan ons julle stryk. Dis hoekom die wapens en skepe en alles nog nie teruggetrek het nie. Hulle gaan ook nie terugtrek, hulle gaan daar bly. So, na enige skikking gekom het, deel van die skikking gaan wees dat daar wapensinspekteurs van Amerika, nie van ander plekke af nie, toegelaat moet word in Iran om te check dat hulle nie aangaan met voorbegin met bou van nukleêr wapens en opbou van massas ballistiese missiele wat nie nodig is en al daai tipe van dinge. So, daai definitief gaan nie in die boeke wees nie. Die skietstaking is vir 2 weke, ons is trek al halfpad, 3/4 pad deur die eerste week van die skietstaking wat Dinsdag begin het, vir 2 weke, vir die onderhandelings, maar moenie verbaas wees as hulle in 'n meeting vandag instap en nie lank daarna nie stap die Amerikaners uit die meeting uit en sien 'n groot strike op Iran. Want hulle gaan nie toelaat dat die ons net gaan cat and mouse game speel, definitief nie. So, as ons sien daar kom president of vice-president Vance kom uit met goeie message en sê, okay, ons werk nog, daaraan dan moet jy weet, dit gaan in 'n goeie rigting. As daar nie 'n direkte strike daarna is nie, dan weet ons dit gaan in 'n goeie rigting. En dis wat Amerika wil hê, wil hierdie ding
diplomaties uitsorteer met Iran. Maar Iran gaan nie meer soos die laaste 47 jaar die hele wêreld hostage hou en die hele wêreld se terrorisme fonds en terroristaksies reg oor die wêreld doen. Hulle is die grootste tydsponsor van terrorisme al vir meer as 4 dekades en dit gaan nie toegelaat word meer nie. So, hopelik kom hulle tot plesin, daai 2 ouens van Iran wat nou daar is, besig is met die samesprekings vandag en kom hulle agter, as hulle wil survive, gaan hulle maar 'n plan moet maak. Enige verdere informasie wat ek kry, sal ek weer uitsit vandag. So, sien julle later en ek gaan vanaand ook sê weer Suid-Afrika tyd 'n live doen wat ons kan nog vra antwoord van mense wat spesifieke vrae het. Sien julle later, geniet die dag.